Goed, kom ons word stil voor die Here en ons begin hierdie diens net in sy naam. Here, as ons daar buitekant loop en beweeg, dan kan ons voel dat die winter op pad is. Dit raak al kouer elke dag. Vandag was 'n redelike koel, koue dag gewees. En ons weet dat U hand ook oor die seisoene is. U het hierdie aardbol so kunstig gemaak, so mooi geskep, dat hy jaarliks ook wentel, en dat ons dan 'n koue deel kry, en later in die jaar raak dit weer somer. En ons dank U dat U die God van seisoene is, fisies in die natuur, maar ook in die kerk. Here, gee U seisoene. En daar's 'n verlange in ons hart, dat U vir ons 'n wonderlike seisoen van nuwe lewe, herlewing sal gee, waarin U ons opwek tot nuwe lewe en tot nuwe gehoorsaamheid, tot nuwe toewyding, tot nuwe heiligheid in die Here. En daarom bid ons, Vader, kan dit dalk hierdie Pinkstertyd wees, waar U ons op 'n nuwe, kragtige manier kom besoek. Ons bid daarvoor, ons hou vas U daarvoor. Dankie vir die boodskappe tot hier, wil U ook vanaand se gedeelte vir ons kom ryklik seën. Kom Heilige Gees, praat met ons, kom staan by ons stil en bereik ook U kosbare doel. Ons bid dit in Jesus se wonderlike en kosbare naam. Amen. Ons skriflesing vanaand vind U dan in Handelinge 4, en net 'n paar versies. Wil iemand net vir oom Nikkie help en wys, toe maar lyk my het reg gekom. Kyk ek reg, is dit hy? Goed. Ons lees Handelinge 4 en ons lees daarvan vers 32 af saam. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor hulle almal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Net tot daar lees ons saam uit die kosbare, wonderlike woord van die Here. Nou, terwyl ek vanaand se boodskap, kom ons gaan 'n barmhartige gemeente, is die tema vanaand, terwyl ek nou hierdie boodskap voorberei, dink ek aan my bediening van 1992, toe ek 'n eerstejaars student op kweekskool was, en ons gaan daar na Durban gemeente in my tweede jaar om die Julie vakansie te gaan waarneem. En in elk geval, die woensdag aand voor die biduur kry ek 'n oproep, en is nogal my naamgenoot aan die ander kant. En sy naam is Andrei, en hy sê vir my, wil ek asseblief, hy sien daar's 'n advertensie, daar's bidure, kan ek kom haal? Dis nou die pastoriefoon wat lui, né? Daar's nie selfone nie. En ek sê, ja, waar bly jy? En ek en my vriend, Dominee Jan Keiser, ons hou saam vakansie, ons neem 'n bietjie waar, ons ry met my ou chorrietjie en ons gaan haal hierdie Andrei, en ons kom terug kerk toe en ons is baie opgewonde. Kyk, ons gaan nou hier vanaand 'n groot slag slaan en 'n siel vir die Here wen en alles. En so gebeur dit ook na die diens, dat ons met hom daar in die studeerkamer in is, en ons deel die evangelie met hom, en hy maak 'n modeloorgawe, soos ek nog nooit in my lewe gesien het nie. In trane maak hy 'n oorgawe. En ek en broer Jan is opgewonde. Ons, nou ja, die broer Jan's nou ingeskakel op YouTube, hy hoor wat ek nou vertel. Hy's my getuie. En ons lei hom na die Here toe, so dink ons. En ons is klaar,
En hy sê, nou het ons hom by 'n woonstelblok gaan haal, hy bly in 'n woonstelgebou. En hy sê nie, ons sê wel, ons sê jou terugvat. Hy sê, ja, weet julle, ek het niks. Ek kort 'n tandeborsel en ek kort 'n waslap en ek kort 'n handdoek en ek kort 'n trei en alles wat hy kort. En ek haal my eie trei wat ek het, haal ek daar uit my tas uit en ek sê, hier's vir jou 'n trei. En ons ry met hom supermark toe en ons koop vir hom 'n baie goeie tandeborsel en 'n baie goeie tandepaste en 'n waslap en alles wat hy gesê het wat hy nodig het. En toe ons in die kar inklim, toe sê hy, maar ek dog ons is nou broers in die Here Jesus. Vertrou julle my nie? Hoekom koop julle vir my die goed? Hoekom gee julle nie vir my die geld nie? En ek is toe nou baie verontwaardig. Ek sê, maar jy het dan gesê, dis wat jy nodig het. En ons het nou uit die goedheid, ons is studente, ons verdien nie inkomste nie. Ons het nou saamgeklap, nou koop ons vir jou wat jy nodig het. Ja, hy is nou baie teleurgesteld. Lang storie kort, so 3 dae in die 3 weke waarneem, en toe kom ons agter, nee, hierdie ou, hy gaan na al die gemeentes toe, en hy doen dieselfde by almal. En toe het ek agtergekom in my hele bediening, van 1992 af, dis nou hoeveel, 33, 34 jaar, dat daar's baie mense wat met jou kanse vat, en wat stories vertel, en wat jok, om geld uit jou uit te kry, dat hulle dwelms en allerhande sulke goed kan doen. So, terwyl ek voorberei, sê ek vir die Here, Here, dis 'n moeilike gedeelte om oor te preek. Moet ek nie maar iets anders soek nie. Ek nie maar 'n ander tema. Ek dink daar's baie ander temas en Handelinge waaroor ons vanaand kan praat, eerder as 'n barmhartige gemeente. Maar u sal met my saamstem, dit kom maar baie duidelik uit hierdie gedeelte uit. En ek dink nie ons moet die woord van die Here noodwendig sidestep nie. As ek nou die Engelse woord mag gebruik. Kom ons luister maar. En al is dit hoe moeilik om na hierdie woord te luister. Ek gaan nou ietsie sê wat ek hier neergeskryf het. Handelinge 4:32, die menigte van die gelowiges was een van hart en siel. So dit gaan in die eerste plek oor die gemeente se sorg vir mekaar. Dis baie belangrik om dit raak te sien hier. Dis primêr waaroor dit gaan. Dit beteken nie dat ons nie na buite kan sorg uitoefen en sorg dra nie. As die Here dit op ons harte druk, is dit belangrik. En hy sê in vers 34, van niemand van hulle was behoeftig nie. Nou, uit hierdie 2 verse is daar 'n paar dinge wat spontaan in my hart uitgekom en geleef het, wat ek neergeskryf het, en wat ek graag met u wil deel. Die eerste is dat 'n geesvervulde gemeente, die liefde van die Here Jesus kom na bo. Jy wil dit uitleef. As jy geesvervuld is, wil jy die liefde van die Here uitleef. Jy kan nie daai liefde vir jouself hou nie. Dis nie 'n liefde wat jy net in jouself kan keer en sê, die Here sê ek net myself lief hê en dit is al nie. Ek meen, Sondag vir Sondag sê ons vir mekaar in hierdie kerkgebou, as die kerk chock-en-blok vol sit op 'n Sondagoggend, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ja, nou kan ons begin argumenteer, wie's my naaste? Die disippels het dit ook vir die Here Jesus gevra, toe hy vir hulle gesê het oor hulle naaste, toe wil hulle ook by hom weet, wie's my naaste? Toe vertel hy hulle die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, om vir hulle te wys, dat die priester het verbygegaan, en die leviet het verbygegaan, en al die Jode het verbygegaan, maar die Samaritaan het hom ontferm. Nou, 'n Samaritaan was 'n uitwerpsel in die tyd van Jesus. Die Jode wou niks, hulle het nie met hulle gepraat nie, hulle het niks met hulle te doen gehad nie. So, daar wys Jesus baie duidelik vir ons, dat jou naaste is daai persoon wat op enige oomblik van jou lewe na aan jou kom, wat jou nodig het. Dis op daai oomblik jou naaste. Jou naaste lief hê soos jouself. So, in hierdie 2 verse is dit baie duidelik dat die Here verwag van ons, dat ons die liefde van Jesus sal uitleef, met onderskeiding.
Dis baie belangrik. En dat ons praktiese barmhartigheid en sigbare omgee in ons daaglikse Christelike lewe sal uitleef. En is die tema vanaand die vuur van Pinkster, of waar die vuur van Pinkster in die gemeente brand, daar vind jy 'n barmhartige gemeente. En ek wil vanaand vir u sê, ek dink nie ek was in my hele bediening ooit in 'n gemeente waar barmhartigheid so toegepas en uitgeleef word soos hier. Hier is wonderlike omgee mense in hierdie gemeente aan God die eer, nie aan ons nie. En dat die kerkraad al van toerie jare af die beleid hier het dat 12,5% van die totale inkomste elke maand gaan die helfte vir sending of evangelisasie liewer en die ander helfte vir barmhartigheid. En dit word elke maand ten volle benut. Maak dit u opgewonde om dit te hoor en te weet? Dan weet u daarom, dit wat ek vir die Here gee, gaan nie gemors word nie, dit word baie goed aangewend en baie goed gebruik. So wanneer die vuur van Pinkster werklik in 'n gemeente begin brand en die gemeente is geesvervuld, het ons gesien, sluit dit ons monde oop. Dit maak ons 'n evangeliserende gemeente. Ons wil met die evangelie na buite toe. En dank die Here ook vir die evangelie of evangelisasie bediening wat so pragtig momentum kry en groei. En ek wil die begeerte in die gebed uitspreek dat dit nooit sal stagneer nie, maar dat dit net nog verder sal toeneem en dat mense maande sal sê, weet jy wat, hierdie tydjie wil ek vir die Here eenkant sit. Ek wil betrokke wees by die evangelisasie bediening. Verder dryf dit mense uit na die gebedskamer. 'n biddende gemeente het ons Sondag aand gesien. En gisteraand, dat dit 'n gemeente is met 'n kragtige invloed na binne, na buite en in die geesteswêreld, nê? Kragtige invloed in die gemeente. Maar vanaand kom leer die Here ons dat wanneer die vuur van Pinkster in 'n gemeente brand, dan word ons harte ook aangeraak. Ons harte word, ek wil amper sê, by wyse van spreuke sag. In terme van barmhartigheid. Nou, die woordjie barmhartigheid is nie 'n woord wat baie kinders en jong mense mee vandag ken en gebruik nie. Dis maar 'n bietjie van 'n ou Afrikaanse woord. En dit kom uit 'n ou Afrikaanse werkwoord, erbarming. Nee, dit met ander woorde om jou oor ander te ontferm. Dis waaroor dit gaan. Die Engelse woord compassionate is vir my 'n pragtige beskrywende woord van wat barmhartigheid beteken. To be compassionate, om te gee, om jou oor mense te ontferm wat nood het en te help waar jy kan met die wysheid van die Here. En dis baie belangrik. Daar in Oos-London gemeente het ek male sonder tal in dieselfde struik getrap en uiteindelik dan kom jy maar weer agter, dis maar weer 'n ander, hy wil jou weer met 'n kinkel vang om eintlik net geld uit jou uit te kry wat hy dan vir dwelms en drank en sigarette en sulke goed kan gebruik. En ek is jammer, dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê, as iemand uit sy nood uitgehelp word, dan moet hy ook bereid wees om te sê, goed, as julle my kan help om 'n werk te kry, en ek kan aan julle bewys dat ek daai werk sal doen, na die beste van my vermoë, en geld verdien om te lewe, dis barmhartigheid. Dis wat die Here wil hê. En dis die Heilige Gees wat ons harte sag maak. Oor in oor, as jy Handelinge, en dis hoekom ek nie eintlik hierdie onderwerp kon, toe ek nou besig is om temas neer te skryf, elke keer kom ek weer by hierdie onderwerp uit, dan sê ek, dis amper soos my seentjie, toe hy, of my grootseun, hy's nou 36, maar toe hy klein was, toe hy my seentjie was, daar in Oos-London, kom daar 'n Malle Meule dorp toe, het ek julle al vertel die storie, kom 'n Malle Meule Oos-London toe,
en hulle slaan so 'n tuimeltrein daar op 'n rollercoaster. Kleintjie wat klein kindertjies kan ry. En nou Roan was so, ek dink pre-primêr, hy was net so voor skool. Nee, pappa, ek wil ook in die ding ry. Ek sê jong, sien, daai ding is wild. Hy het nogal styl afdraandes en kyk 'n bietjie. Kom ons staan eers net en kyk. Nou kyk ons nou kom hy ding so af en dan gil die mense. En eers hy wil dit ook doen. Hy's lus vir dit. En ek sal nooit vergeet nie, dink ons het nog 'n fotootjie iewers van die tuimeltreintjie waar hy inry, waar hy daai eerste dip so vat. En toe hy so afkom, toe skree hy, dis moeilik! Nee, sy hele ou maagie is in mekaar getrek en dis vir hom bitter moeilik. So ek sal dit nooit vergeet nie. En ek dink ook, hierdie onderwerp kan 'n mens ook maar met rede sê, is nie 'n maklike onderwerp om oor te praat en na te luister en ter harte te neem nie. Maar dis 'n baie belangrike onderwerp en ons lees hoe die gemeente daar in Jerusalem dikwels die nood raak gesien het. Jy weet, elke keer as ek lees, hulle het alles verkoop wat hulle gehad en het met mekaar gedeel, dan sê ek, Here, sal dit ooit weer gebeur? Ek glo nie, ek weet nie, of ons ooit weer by daai plek sal kom nie. Wie weet? Miskien stort die Here eendag sy gees op so 'n manier uit, dat dit weer gebeur, ek weet nie, maar nou ja, hoe dat hulpbehoewendes se nood raak gesien is, hoe weduwees en wese versorg is, hoe daar die jakens gekies is om hierdie werk te behartig, nê? Die apostels het gesê, weet jy wat, ons kom nie by alles uit nie. Ons kan nie die gemeente na behore bedien met die woord en met gebed nie. Ons sal moet kyk vir hulp, ons sal moet die jakens kies, Handelinge 7, om hierdie werk te doen. En gebrokenis omhels is en opgehef is en gehelp is om aan die gang te kom en werk te kry en ja, vir die Here uit te staan. En ek het maar net weer vir myself die vraag gevra, hoekom het hulle so omgegee? Hoekom lees ons dit in Handelinge? Wat het gebeur? Ja, dit was die vuur van Pinkster verseker, maar wat het die vuur van Pinkster in hulle harte gedoen? Dit het die liefde van die Here Jesus in hulle lewens uitgestort. Hulle was met hom deurdronge. Hulle het nie net gepreek oor liefde en gepraat oor liefde nie. Hulle het nie net Sondag in die diens gesit en gehoor, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. Hulle het dit gaan uitleef. Dit het praktyk toe gegaan. En ek dink is baie belangrik, liewe broers en susters, dat die wêreld waarin ons in 2026 lewe, om vanaand te weet, hulle het nie net die teorie van die evangelie nodig nie. Hulle wil nie net hoor, Jesus het jou lief en die kerk het jou lief. Dit moet ook uitgeleef, prakties uitgeleef word in ons alledaagse lewe. Ek dink dit sou verregaande wees om te sê, waar die vuur van Pinkster brand, word mense belangriker, of nee, dit is verregaande om te dink, dit is nie so nie. Mense word belangriker as besittings, as geld, as wat ook al. Kom ons kyk, ek het weer vanaand vir ons 3 gedagtetjies. 'n Barmhartige gemeente is 'n gemeente wat in die eerste plek die nood raak sien. Ek wil vir u sê, as ek by hierdie verkeersligte verbyry, dan smelt my hart. Maar ek het nie antwoorde nie. Ek is eerlik met u vanaand. Ek het nie geld om elke dag vir almal wat by die verkeerslig staan iets te gee nie. En ek het al so gebid en so vir die Here gevra, Here, kan u nie in Pretoria George Mueller opwek wat hierdie situasie kan aanspreek? Hierdie verkeerslig situasie. Maar ek wil vir julle sê, dit moenie net 'n ding wees dat ons hulle geld instop, dat hulle dwelms kan koop en hulle drank kan koop en hulle sigarette kan koop en hulle self nog dieper in die afgrond in wurm as wat hulle op die oomblik reeds is nie. George Mueller
het in Engeland, nou hy het in Duitsland tot bekering gekom, jy ken seker sy storie. Hy het in Duitsland tot bekering gekom, hy was byna tronkvoel toe hy tot bekering gekom het. En toe hy in Engeland kom in Bristol, toe sien hy die nood van straatkinders, wat weggegooi is, wat nie ouerhuise het nie. En met die hulp van die Here het hy kinderhuise gebou, waar hy uiteindelik 10.000 kinders in die geloof versorg het. En opgehef het, en 'n skoolopvoeding gegee het. Selfs beter as die skoolopvoeding wat welgestelde kinders gekry het. En baie van daai kinders het 'n groot sukses van hulle lewens kon maak. As gevolg van 'n man wat God opgewek het in so 'n situasie, wat die nood raak gesien het, en wat iets prakties daaraan kon doen. En kan nie dink as al die gemeentes in Pretoria saam kon hande vat, en daar kon by wyse van spreke 'n George Mueller opstaan met 'n visie, en ons sou byvoorbeeld 'n stuk grond kon koop, waar ons verblyf kon voorsien, en hierdie mense kon leer om groente te plant en met hoenders te boer, om uiteindelik selfversorgend te word. Dis 'n droom wat ek het, maar ek weet ek is geroep vir die gemeente, en ek kan nie dit en die gemeentebediening doen nie, so ek weet nie. Die Here iemand kon opwek, om so 'n projek, en dan sal jy ook baie vinnig sien, wie wil gehelp wees en wie wil nie gehelp wees nie. Wie is tevrede om daar te staan, en elke dag geld te kry om drank te koop. Sal baie vinnig dit agterkom. Die gemeente het die nood raak gesien. Handelinge 6 vers 1. En in die dae toe die disippels vermeerder het, het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs. Daar was twee groepe Jode, Grieksprekende Jode en Hebreeusprekende Jode. En toe raak die Grieksprekende Jode ongelukkig met die Hebreeusprekende Jode, want omdat die weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. Jy sien, net hier raak het te veel vir die apostels. Hulle kon dit nie meer alles hanteer nie. En dit is nog steeds vandag die probleem. En wat doen hulle? Hulle kies diakens. En as jy nou gaan lees Handelinge 6, dan sien jy Stefanus se naam is ook daar onder die diakens, die eerste martelaar. Daar ontstaan spanning rondom die versorging van sommige, 'n sekere groep weduwees, en dis wonderlik om te sien dat die apostels nie die probleem ignoreer nie. Hulle sê nie, kom ons los dit net, kom ons gaan net aan, ons gaan net vir julle lekker preek nie. Hulle sien die probleem raak en hulle spreek dit aan. En wie is dit wat hulle oë geopen het om hierdie probleem raak te sien? Die Heilige Gees. Omdat hy met vuur in hulle midde gewerk het, brandend in hulle midde was. Dis wat die vuur van Pinkster doen. Dit open oë vir geleenthede. Dit maak 'n mens bewus van wat is om jou aan die gang. Waar is nood? Waar kan ons help? En hoe kan ons help? En dis 'n algemene geestelike waarheid wat ons hier raak sien, dat naamlik die geestelike bediening en die praktiese omgee vir mense hoort by mekaar. Die apostels moes preek, maar daar moes diakens wees wat die praktiese bediening kon waarneem. Ek dink nie dis moontlik om oor die liefde van Jesus te preek en dan blind te wees vir die nood van mense nie. Veral in die gemeente. Dit is nie moontlik nie, jy kan nie. Jy kan nie preek oor die liefde van die Here Jesus, maar sê, ag Here, ek wil tog net nie ander mense se probleme raak sien nie, want dit maak my moedeloos en dit maak my neerslagtig. Ek kan bieg vanaand, dit maak my geweldig neerslagtig as ek die nood van mense raak sien. Maar dank die Here, daar's iets wat ons kan doen. Ons kan daaraan aandag gee. Die van julle wat vir Dr. Willie Maree miskien geken het, en ek het die voorreg gehad in die laaste deel van sy lewe, het hy saam met sy kinders by ons gemeente in Wonderboom ingeskakel, waar ek en Dominee Johan voor my hier was, saam in die bediening medeleraars was.
En ek het baie aande by Dr. Willie gesit, in sy sitkamer en met hom gepraat oor die bediening en oor sy lewe en getuienisse gehoor. En ek het baie keer as hy gepreek het ek gehoor dat hy in sy preke sê, bid vir mense wat koud kry. En as jy amen sê, dan staan jy op en jy gaan vat 'n kombers en jy vat dit vir hulle. Dan gebruik die Here jou sommer om jou gebed te verhoor. As dit in jou vermoë is. As jy dit kan doen. Dis maar net die praktiese uitleef om die nood raak te sien en iets daaraan te doen. Daar is iets wat ons in die 3 van die 4 evangelies lees. Nou, dit is baie interessant. Ek wil net gou iets met u deel. In Esegiel, sien Esegiel hierdie visioen van, ek dink is 'n arend, en dan 'n mens gesig, of eers 'n os, ekskuus ja, en dan 'n mens gesig, en dan, nou is ek 'n bietjie de mekaar met hierdie 4, maar hoe dit ook al sê, die 4 evangelies spreek dit pragtig aan. Die Here Jesus word in Matteus aan ons voorgestel as die koning van die Jode wat moes kom. Daarom lees jy in die geslagsregister van Matteus van die koning, Jesus die koning, die Messias wat sou kom. Die bergpredikasie is, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Matteus stel hom aan ons voor as die koning van die konings. Markus stel hom aan ons voor as die diensknegt, die os van Esegiel. En as jy Markus deurlees, dan is dit soos 'n fotograaf wat sulke snapshots, sulke vinnige, dis 'n vinnige evangelie. En jy lees in Markus, as jy Markus deurlees, en dadelik het hy gegaan en hy het dit gedoen. En dadelik het hy gegaan en hy het dat gedoen. En dadelik, jy gaan lees vanaand bietjie, kyk bietjie na Markus en kyk hoeveel keer sien jy, en dadelik, en dadelik, en dadelik, die diensknegt, Jesus het gekom om te dien. Lukas hou hom aan ons voor as die seun van die mens. God wat waarlik mens geword het. En wanneer die Jehova getuies oor Jesus dwaal, dan is hulle lief om Lukas te gebruik, want daar word hy aan ons as 'n mens voorgehou. Maar Johannes hou hom aan ons voor as God. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword. En as jy Johannes deurlees, dan is Jesus die hele tyd God wat mens geword het. Sy godheid word aan ons in Johannes voorgestel. Dis kosbaar, nie? Nou lees jy in Matteus, Markus en Lukas 11 keer. En hy het hulle innig jammer gekry. 11 keer. Eerste 3 evangelies. Johannes nie 1 keer nie. So in sy koningskap, in sy diensknegtelikheid, in sy mensheid, het Jesus telkens, as hy na die skare gekyk het, innig jammer gevoel vir hulle. Die eerste keer waar dit in Matteus voorkom, staan daar, hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape sonder 'n herder. Nou, daardie woordjie innig jammer, ek gaan nou nie eens die Griekse woord uitspreek nie. Dis 'n vreeslike woord. So ek gaan hom nie eens uitspreek, dat julle nou moet dink, hy dink hy's baie slim. So ons los die woord. Maar dis een van die sterkste woorde in die Nuwe Testament om medelee, saamvoel, omgee, ontferming, compassion uit te druk. Die letterlike woord kom van die woord splagna, wat letterlik verwys na jou ingewande, jou binneste organe. So elke keer as daar staan en hy het hulle innig jammer gekry, dan beteken dit sy ingewande het omgedraai vir hulle. Dis letterlik wat daar staan. Dit is so wonderlik, dit is nie net, ek kry hulle so 'n bietjie jammer nie, dis sy hele ingewande, sy hart, sy hele binnekant,
het in beroering gekom vir hierdie mense. Daar het iets binne in hom gebeur wanneer hy na hulle kyk. Dit beteken letterlik, ek word diep in my binneste aangekryp. My hart word omgedraai deur die ontferming vir hulle. En ek dink die grootste gevaar wat dikwels die kerk bedreig, is nie die vyand, die duiwel, of vyande, die demone, maar koue harte, ongevoelige harte binne in die kerk, tussen kinders van die Here. Harte wat nie omgee nie, harte wat nie vir ander mense se behoeftes in beweging gebring word nie. Dis 'n groot vyand. So in die eerste plek, hulle die nood raak gesien. In die tweede plek, wanneer hulle die nood raak gesien het dit hulle gedring om oor te gaan tot aksie. Dan het hulle nie gesê, joh, hierdie ouens het groot nood, né? Wat daarvan? Hulle het oorgegaan tot aksie. Ons sien in vers 44, Handelinge 2, en almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit, en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. Handelinge 4 vers 32 tot 35, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar het alles gemeenskaplik gehad. Met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. Dit is vir my wonderlik hoe hy die byvoeglike naamwoord groot die hele tyd gebruik hier. Alles is groot gewees. Die Here het groot werk gedoen, toe Pinkster aangebreek het en die Gees uitgestort is. Niemand onder hulle was behoeftig nie. Aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En terwyl ek hierdie verse oor en oor in my studeerkamer lees, dink ek aan my seun op die rollercoaster. Dis moeilik, Here. Dis bitter moeilik. Jy weet, ek dink selfs aan Johannes 6 vers 60, waar die disippels vir hom sê, Here, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Want nou raak dit raak ons baie, baie diep. Val nie altyd lekker op die oor nie. En wat vir my wonderlik is, nie een van die apostels het vir die gemeente gesê, gaan verkoop nou julle goed en bring dit nie. Die Gees van God het dit in hulle gewerk. Die feit van die saak is eenvoudig dit, toe die Gees van die Here die gemeente vervul, het hulle anders begin dink oor die behoefte van mense en oor wat hulle sin was. Dis al wat dit is. Hulle koppe is geswaai deur die werk van die Heilige Gees. Hulle het barmhartige harte en dit het oorgegaan in aksie. Niemand is gedwing nie, daar was op niemand se gevoel gespeel nie, dit mag ook nooit so wees nie, niemand mag ooit iemand hier uit die kansel uit manipuleer om te gee nie. Ek wil vir u sê, ek wil die aapstype kry. Vergewe nou my plat Afrikaans. As geestelike werkers en dominees soms hulle kar parkeer en hulle wiele so draai dat almal moet sien dis glad. Ek wil die aapstype kry. Regtig, ek is ernstig. Of as iemand op 'n baie slim manier sê, nou staan hy tussen mense, dan sê hy, jy weet, ek vertrou die Here nou al so lank vir 'n nuwe kar. Sies vir jou. Dit doen jy op jou knieë. As jy 'n kar nodig het, dan gaan jy in jou binnekamer en jy gesê vir die Here op jou knieë, Here, ek het 'n nuwe kar nodig. U weet ek moet ry. Ek kan nie ry met hierdie stikkende kar nie. Ek waarborg jou, God sal hoor. En hy sal in sy kinders se harte werk om uitkoms te gee. Ekskuus, dit staan nie in my manuskrip nie, maar dit het net opgekom. Ek kan nie, dit maak my so vies, dit maak my so ongelukkig as dit gebeur.
Waar is ek nou? Hierdie gemeente het eenvoudig geweet dat die Here Jesus sy alles vir hulle gegee het. Nee? Hy het sy hemelwoning verlaat. Hy het arm geword. Hy het self vir sy disippels gesê, die jakkalse het gate, die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Kan jy dit dink? Die koning van die konings en die Here van die Here word arm vir ons. Hy gee alles prys ter wille van ons. Sy liefde vir ons het hom gedring om alles prys te gee. En al wat nou noodsaaklik is dat daar so iets van sy hart ook in ons harte sal wees. As jy iemand hoor sê, ek bid nou al so lank vir iets, dan draai jy om en jy loop. En jy vergeet wat jy gehoor het. Die Here sal vir jou sê as jy moet help. In jou hart sal hy met jou praat. Dis baie belangrike dinge hierdie. Die kruis maak 'n mens vrygewig, want soos water wat natuurlik uit 'n fontein uitborrel, so vloei die liefde van Jesus in 'n gemeente se harte uit waar die Heilige Gees ons vervul het. En dan hoor jy sy stem en jy weet wat is nodig. Die laaste gedagte. En dit is so wonderlik dat die Here deur 'n gemeente hoop kan bring. Dat die Here deur 'n gemeente hoop kan bring. Handelinge 9 vers 36 tot 39 staan daar. Oeg, hierdie is vir my mooi. 'n eenvoudige vrou in die gemeente in Joppe, 'n weduwee. Daar staan, en in Joppe was daar 'n sekere disipelin, volgeling van Jesus, met die naam van Tabitha. As dit vertaal word, beteken dit Dorcas. Vir ons beteken dit niks. As jy Tabitha na Dorcas toe vertaal, dan sê ons, okay, goed, wat beteken dit? So as jy nou Tabitha en Dorcas woordeboek toe vat, en jy vra wat beteken dit in Afrikaans, dan kom dit daarop neer, dit verwys na 'n wildsbokkie, met spesifieke verwysing na grasie en sagtheid en skoonheid en vriendelikheid soos 'n wildsbokkie. Dit dui op daai eienskappe van 'n wildsbokkie. So as jy die naam Tabitha vir jou kind wil gee, dan is jou kind 'n wildsbokkie, maar met spesifieke verwysing na die grasie, die sagtheid, die skoonheid en die vriendelikheid. Haar naam was Tabitha en ons lees daar in die tweede deel van vers 36. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoese wat sy gedoen het. Ek gaan nou terugkom wat beteken almoese. En in die dae het sy siek geword en gesterf. 'n lidmaat in Joppe, oorvloedig in goeie werke en almoese, word siek en sterf. Hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. En omdat Lydda naby Joppe was en die disippels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle 2 manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle toe moet oorkom. Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. Nou wil ek hê jy moet mooi hoor. Ek gaan nou nie vanaand praat oor hoe die Here 'n wonderwerk gedoen het om Tabitha uit die dood uit op te wek nie. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Maar luister nou wat staan hier. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom in die bovertrek. Hoor hierdie woorde. En al die weduwees kom by Petrus staan en ween en wys hom die onder- en boklere wat Dorcas alles gemaak het toe sy nog by hulle was. Dit gryp my hoor. 'n Arm weduwee, 'n vrou wat self niks het nie.
En die klomp weduwees sê vir Petrus, kyk hierdie hoop goed wat sy gemaak het, om ander te help. Die invloed. Wat 'n aangrypende voorbeeld van 'n geesvervulde kind van God, disipelin van Jesus, volgeling van Jesus. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoese. Ag, en onthou nou, jy doen nie goeie werke om gered te word nie. Jy sal nooit deur goeie werke gered word nie. Jy doen dit na jy gered is, uit dankbaarheid vir wat die Here vir jou gedoen het. Net vinnig weer Efesiërs 2, die 8ste vers, uit genade is julle gered, deur die geloof, dit nie uit julle self nie, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Vers 10 sê, maar in Christus is julle geskape tot goeie werke. So daar's die verskil, daar's die kruks, dis wat belangrik is. Nou sê die woord, sy was oorvloedig in goeie werke en almoese. Nou die woordjie almoese is geskenke van barmhartigheid aan mense in nood. Dis nie wat die moslems Vrydag doen met 'n sak vol sente rondloop en dan gee hulle so 'n klomp sente vir mense. Ja, hier's nou almoese. Glad nie dit nie. Dit is om gesien te word. Dit sluit dinge in soos wanneer jy sien daar's nie kos nie, dan gee jy kos. As jy sien daar's nie klere nie, dan gee jy klere. Wel, sy het onderklere en bootklere gemaak vir almal. Finansiële hulp, versorging van weduwees, ondersteuning van behoeftiges. Dis wat almoese is. En toe sy sterf, toe huil die weduwees. Want Tabitha was vir ons so goed. Tabitha het so na ons uitgekyk. Haar liefde was vir hulle tasbaar. En dis baie duidelik, sy het nie die behoefte gehad om haarself te verheerlik en haarself op te hef en haarself groot te maak nie. Sy het maar net prakties Jesus weerspieël. So sien ons vanaand. As die Here in 'n gemeente werk en die Heilige Gees vervul sy kinders, dan raak ons 'n barmhartige gemeente, 'n omgee gemeente. 'n Gemeente wat sê, hier's nood in ons midde. Hier's mense wat nie het nie. Nie omdat hulle nie wil nie, omdat hulle nie kan nie. En ons gaan help. Ons gaan uitspring. En dit is vir my interessant hoe die Here ons op die oomblik toets. As op die oomblik praktiese gevalle wat ons aandag soek en ons aandag nodig het. Gemeente wat die nood raak sien, 'n gemeente wat oorgaan tot aksie, 'n gemeente wat hoop bring. Mag hierdie gemeente daai gemeente wees. Amen. Ek gee weer geleentheid, daar so 20 minute, 15-20 minute, gee vir u geleentheid. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte voor die Here oop. Hemelse Vader, as ons vanaand as 'n gemeente so voor U kom buig, dan is dit met so groot dankbaarheid dat ons as kinders van God voor die troonkamer van die almagtige God van die hemel en die aarde mag buig. Here, wat 'n voorreg is dit vir ons om net stil te staan en te sien dat U woord so duidelik vir ons beskryf, Here, wat ons so dikwels in ons menslike swakheid met ons eie verstand wil probeer uitredeneer. Die grootheid van die God van die hemel en die aarde. So dikwels wil ons menslike eienskappe aan U toebring, terwyl U sê, my weë is ver bo julle weë en my gedagtes is ver bo julle gedagtes. Maar Here, dit is vir ons so groot voorreg om as 'n gemeente voor U te kom buig vanaand. Kinders van God, dankie Here Jesus dat U vir ons betaal het met U bloed. Dit is so pragtig dat ons geleer het by EE3 dat die bloed van Jesus
het tussen die Vader en die sonde, wat 'n skeidsmuur tussen ons en ons God vorm, in beweeg. En nou het ons 'n oop kanaal na U toe. Dankie Heilige Gees dat U gekom het. Dankie Here Jesus dat U gesê het, U gaan weg, maar U stuur 'n trooster na ons toe. En as ons vanaand voor U kom staan, en ons kyk na ons gemeente, kan ek nie anderster as om te dink aan Handelinge wat so vroeg in die hele boek vir ons gesê het, en God het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Here, daarom kan ek met vrymoedigheid vanaand kom sê, dankie vir al die geredders wat om ons sit. Want die gemeente bestaan uit mense wat God gered het en wat God gestuur het. Dis nie uit onsself nie, Here, en as ons voor U kom buig, dan voel ons so nederig, as ons onsself meet aan U woord, wat vanaand na ons toe gekom het. Here, dikwels het ek self al ervaar dat my oë is heeltemal toe vir nood van ander mense. Ek sien dit nie as raak nie, en daarom bid ek dat die Heilige Gees in elkeen van ons hart sal werk. Here, dat die mense wat U oor ons pad stuur, wat barmhartigheid nodig het, dat ons hulle sal raak sien. Dit is vir my wonderlik om vanaand die heel eerste punt van die preek te kon hoor, dat ons hulle moet raak sien. Want Here, dikwels leef ons net vir onsself en ons leef by die nood van ander mense verby. Maar dankie dat ons U kan vertrou as die God wat ons oë sal oopmaak. Dat die Heilige Gees ons sal wys wie het nood. Want Here, ons het al so skie en skugter geword oor mense wat goedheid van ander mense misbruik. Maar U kan nie bedrieg word deur mense se harte nie, want U woord sê, U deursoek die harte van die mense. U weet, en ons vra net dat U ons oë sal oopmaak, en dat ons gewillig sal wees om iets te doen, sodat U naam alleen verheerlik sal word. Here, ons wil niks wees nie, want ons is niks, ons het niks om tafel toe te bring nie. Ons is uit genade gered deur die geloof in Jesus Christus. En soms staan ek nog verstom as ek moet lees dat geloof is 'n gawe van God. Ek kan nie eers uit my eie uit glo nie. Ek kan nie eers uit my eie uit Jesus Christus aanneem as my saligmaker en verlosser. En ons sê vir U dankie vir U genade, dat ons 'n gemeente kan wees wat omsien na die behoeftes van mense om ons en in ons gemeente. En ons loof en ons prys U, Here, maar ons wil vra dat U ons oë sal oopmaak, en dat U ons sal aktiveer, dat ons aksie sal neem, sodat U naam verheerlik sal word. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Here Jesus, ons dankie vir oomblikke soos hierdie. O Here, ons kom na U toe vanaand, en ek wil vir U dank dat U daardie vrou, Here Jesus, toe sy agter U aangeloop het, en nie kon uitkom by U nie, en uiteindelik haar hand uitsteek en die soem van U kleed aanraak, het daar krag uit U gevloei. Ek dank U, Here, dat U op die laaste oomblikke aan die kruis die gebed verhoor het, dink aan my Here. Ek dank U, Here, dat U nie verby die blinde man geloop het nie,
En ek dank U, Here, dat U my nie vergeet het nie. En dat elke druppel bloed wat U aan daardie kruis gestort het, vir een en elkeen van ons was in hierdie gemeente. Een en elkeen wat hier sit, die wat nie hier is nie, en ook selfs vir een en elkeen wat op die hoek van die straat staan, vas in hulle dwelms, vas in hulle sonde. Ja. Here, ons vra U genade in ons eie lewens. Ek dink aan my eie lewe. Ek kom dikwels so ver te kort wanneer ek voor U kom, Here, besef ek hoe min ek het. En ek wil die bietjie wat ek het vanaand gee in U hande, soos daai broodjies en vis. En ek wil vra, o Here, neem die klein bietjie geloof wat ek oor het in U hand en verdeel dit onder ons almal. O Here Jesus, werk deur U Heilige Gees. Wil U nie opnuut neerdal tussen ons? Hierdie boodskap van vanaand, Here, in ons harte brand, soos wanneer jy 'n bees brand, dat dit in ons bly, in ons harte en siele, en dan die ewigheid sal staan as 'n monument. O Here Jesus, U woord leer ons, wanneer ek my broer sien swaar kry en ek help hom nie, hoe bly die liefde van die Vader in my? Ek wil bid vanaand vir mense onder ons wat swaar kry, wat ek dalk nie van weet nie. U kinders, mense wat finansiële nood het, broers en susters dalk in hierdie saal. Miskien iemand wat treur, wat baie seer en verslae is voor U vanaand, Here. Ek wil bid vir hulle. Wil U nie met hulle wees soos U met Maria was daar by die kruis, gesê het, hier is jou broer, hier is jou seun. O Here Jesus, wil bid vir iemand wat finansiële nood het dalk. Wil bid vir persoon wat gebroke hart het vir huwelike. Begin onder ons werk, Here. Stuur U Gees in die huise in. Laat dit soos olie op die harte wees van stikkende mense. O Here, dankie dat ek in my lewe kon ervaar hoe dit is wanneer U Gees neerdal en werk. Dat ek dit kon sien. En ek wil U smeek in die naam van Jesus, want U sê vir ons moet in U naam bid, Jesus. Dat U weer eens in hierdie gemeente, dat U sal werk hier, dat U sal neerdal en onder ons kom werk. Dat ons nie enigiets meer op prys sal stel as U werking nie. Ek dank U, Here, dat U ons verstaan en weet hoe klein ons is voor U. Asseblief, Here Jesus, wees ons genadig. Werk asseblief weer eens, Here, deur U krag en U genade, net soos U wil. Ons vra dit in U naam. Dierbare Here Jesus, dankie vir daardie woorde, die innigheid wat ons voorbid,
die diep nood wat daar by mense is. Here, U het ons begenadig. Ons dankie daarvoor. Dankie vir die baie jare wat U vir ons voorsien en onderneem het, Here, tot nou toe. Dankie vir die goedheid en die guns aan ons bewys. Te midde van baie mense wat dit nie het nie, Here. Ons wil bid dat U daardie innige liefde, daai omgee liefde, in ons harte sal werk, Here. Dat ons werklik sal sien die behoefte wat daar is, en dat ons sal tyd maak en dat ons in beweging sal kom. Dat dit nie 'n stilstaan liefde is nie, maar 'n beweging, Here. Bring ons tot beweging sodat ons kan gaan en hulle kan sien en gaan soek wat U so nodig het. Here, ons weet het onsself kan ons nie doen nie. En dankie dat U vir ons die krag gee. U die krag vir die gemeente gegee. En Here, U het wonders gedoen deur hulle. Ons is ook gemeente, Here. U kan deur ons ook wonders doen. Ons stel ons tot die beskikking en vra, Here, asseblief, werk ook deur elkeen van ons gemeentelede, waar ons is en wat ons ook al doen. En mag U daardeur verheerlik word. En dat mense bereik sal word wat U graag wil bereik hê, omdat U vir ons die voorbeeld gestel het. In Jesus se naam, amen. Baie dankie, Here, dat ons ook hierdie aand nou in U naam kan afsluit. Ons gaan nou vandag, ons gaan na ons huise toe. Stort in ons harte 'n ootmoedigheid voor U troon uit. Stort oor ons 'n gees van gebed uit, Here. Dat ons 'n groep mense sal wees wat ernstig soekend na die Here sal wees. Na U volheid. Na die uitstorting van U gees opnuut in ons midde. Soos dit op hierdie aarde in die geskiedenis, selfs die nabye geskiedenis, al dikwels gebeur het. Dankie vir liewe broers en susters in die Here Jesus. Dankie dat ons een van siel en een van sin kan wees. En ag Here, gee vir ons wysheid om daders van U woord te wees en die gewilligheid. Want dis U wat in ons werk om te wil sowel as te werk na U welbehae. Ere vir U naam om Jesus ontwil. Amen.